Hartlike goeiemiddag en die 6 flank en Henlo Heidenreich die 7 flank ingesluit. Hy is die 8ste man met John Miles Griffiths en Pierre Fouché, die skakelmaats Hanro Swarts en Gustav Creer, die 2 vleuels, Franco Gibbard en Logan van der Skyf, die 2 centers en Aiden Tait, die heelagter van Laerskool Garsfontein. Vir Laerskool Linwood is dit Ruben Conradi, Liam Stein en Samuel Tiart voorlangs sak. Joshua Potgieter en Andrew Holm wat die slotpaar sal vorm. Oosthuizen en Van Staden, Josh en Christian en Samuel de Beer, die losvoorspelers, die skakelpaar Malan Strydom en Jet Senekal. En dan die res van die agterlyn, die blitsige Zander Boysen op linkervleuel en sy regtervleuelmaat is Mark Wiggins en die centerpaar Arno van der Walt en JP Bekes Aiden Smith sal die laaste vesting patrolleer. My naam Johan Pretorius en saam met my in kommentaar Simon Riekert en ons sien uit na hierdie tweede halfeindstryd tussen Laerskool Garsfontein, se eerste span en Laerskool Linwood. Die 2 spanne wat in die liga fase ook kragte gemeet het, Garsfontein wat daar gewen het met 29-21, Garsfontein wat net teen Wierda Park verloor het met 36-28, Linwood wat 3 gewen het en 3 verloor het. Hulle het vir Elardus Park geklop oortuigend met 42-19, ook vir Henop Park die loef afgesteek en ook met Constantia Park het hulle afgereken 42-12 as Laerskool Linwood saak aan die gang kry in hierdie tweede halfeindstryd en is Garsfontein met die wit truie en dan Linwood met die netjiese blou truie. Garsies wil skakel Pierre Fouché. Sy direkte opponent wat die bal in die hande gekry het, Jet Senekal. Dadelik Linwood wat met die bal hardloop. Arno van der Walt. Die sonnetjie wat nou binnekort agter die paviljoen vir ons goodbye gaan sê. Aanslaan Linwood, skrim dan aan Garsfontein. Garsfontein, 'n hele paar bulle onder 13s en dan ook 2 manne onder 12s. Dus die regtervleuel Gustav Creer en dan die plaasvervanger Dian Estreisen onder 12 blou bulle. Kruivenweek spelers is, verskoning. Dadelik Garsies wat die bal gee, skep ruimte. Daar was niks fout met die ANG nie. Dalk die speler wat net vir haar vinnig opgekyk het vir 'n oomblik, dis die heel agter Aiden Tait. Ja, ek meen hy het genoeg tyd gehad om die bal raak te vang daar. Ja, is nou tyd dat hy die bal ook vang. Beter speel. Ja, is 'n baie gevaarlike agterlyn die Laerskool Garsfontein. Griffiths, Fouché, Swarts, Gibbard, van der Skyf, Creer en dan Tait die heel agter. Ons kan ook sien die ruimte wat hulle mekaar skep daar agterlangs. En nou geleentheid vir Linwood om te wys waartoe hulle in staat is. Goed ingesny deur Zander Boysen. Nie die grootste vleuel nie, maar baie blitsig. Goeie fases, Liam Stein. En die bal word onderskep deur Garsfontein. Die skeieregter speel aan. Hier kan 'n 3 kom vir Garsies. En daar's niemand wat hom gaan vang nie en hy gaan dwars deur hardloop. En die eerste punte wat behoort aan Garsfontein. Logan van der Skyf lyk dit vir my die buitesenter. En hy gaan plant hom onder die dwarslat. So teen die verloop van die spel. Ek het Logan dopgehou. Sy dekverdediging was op 'n tikkie gewees. En as jy nie weet wat 'n tikkie is nie, dis 'n stukkie geldjie wat baie werd was in die tyd toe Laerskool rugby nog steeds so gelyk het soos wat dit is, maar Logan wat hier vaartversnelling het. Groot man, groot spoed, groot fokus, al wat hy gaan doen onder die pale. Dis lekker om daardie kyk weer te sien. En Pierre Fouché met die ekstra 2 punte. Ja, Logan van der Skyf wat ook die bulle sal Kruivenweek onder 13 span sal verteenwoordig in die Junie-Julie vakansie. Die blou bulle se onder 13 span wat ook verlede Vrydag aand by Hoërskool Garsfontein in aksie was. Daar met die Vrystaat afgereken en ook met die Valke se Kruivenweek span afgereken Saterdag.
So baie mooi vooruitsigte vir die Bloubulle se onder 13 Kruiwenbeek span, maar hierdie dan die laerskole se halfeindstryd. Weer van der Skuif. Ja nee, daar's geen sitplek in hierdie bus meer oor nie. Mooi skoon gemaak deur Garsies. Griffiths. John Miles Griffiths. Ook sy pa se naam John Miles wat vir Tikkies gespeel het daar in die middel 2000s. Kranige senter en vleuel gewees. Strafskop aan Linwood. Het net nou gepraat in die vorige wedstryd, Johan, en ons het so 'n bietjie beredeneer oor die voedingsbronne van hierdie verskillende skole, of dat hulle vir voedingsbronne is, as ons eers weer na 'n regstreekse spel kyk. Ja, vinnig gespeel deur Linwood. Teenaanval wat van stapel gestuur word, Garsfontein. Franco Gibbard. Ja, die struktuur van Garsies kan duidelik sien, goed ingedrul. Skep die ruimte, opskiet verdediging in die vorm van Arno van der Walt, wat baie goed gedoen het. Sy buitesender JP Beek is ook 'n Kruiwenbeek speler, maar hy sal wel vleuel speel. Rood, lyk na rood wat ingedraai het. Griffiths, Fouché, gebruik die steekskop hier vorentoe, goed gelees deur Linwood. En aan die teenaanval, daar's niemand agter vir Garsfontein nie, het kan uitstekende skop raak. Dit is ook 'n Boysen wat hom agterna sit. Goeie werk gedoen deur Pierre Fouché. Hy word met bal en al betrap binnekant sy doelgebied. En uitstekende werk, die bal wat nou buite die doelgebied is, so dit sal nie 'n skrim wees nie. Garsies wat nog kan ontsnap hier, maar nie die beste van skoppe nie, maar dit sal wel lyn staan wees. En dit lyk vir my dat die assistent skeieregter sê dat die bal die koppe geraak het, of 'n kop geraak het aan die kant van Linwood, so daarom dan Garsfontein se Hanro die Jager wat kan voer in lyn staan. Maar goeie stukkie werk deur die Bucks blitsie Malan Strydom, skramskakel van Linwood. Opportunistiese spel hier diep buite sy 22. En dis waar sy span tans uitkamp. Maar ons het gepraat van die voederspanne en jy kan dit sien by Garsfontein, die samestelling van hierdie laerskoolspan. Natuurlik Garsfontein se eerste span wat die voorloper op die oomblik is by die Verseker beker Hoortval beker kompetisie. Ja, Simon, mens sal hoop dat kyk na al die laerskole in Pretoria, dat hulle die plaaslike hoërskole sal voed om die Pretoria skole sterk te hou, 'n krag te hou in Suid-Afrikaanse rugby. Linwood, goeie vooraf ingeoefende beweging, Zander Boysen wat gaan dwars deur hardloop, skitterend gedoen, Linwood wat terugslaan. Zander Boysen wat 'n vooraf ingeoefende beweging, soos Johan sê, dood eenvoudig net daardie waanhuisdeur sien wat oopgaan. Daar is die vaste faset. Skrum wat kom, dan omgeskil deur daardie alomteenwoordige Strydom mannetjie in die hande van Zander Boysen. En daar's nie 'n hand wat op hom gelê gaan word nie. Dis 5 punte werd en hy maak dit maklik vir daardie doelskop ook. Mark Wiggins wat die ekstra 2 punte byvoeg, sake weer gelyk. 7-11 gesien in die eerste halfeind waar Tygerpoort gespeel het teen Wierda Park. Verlang was die telling gelyk op en 2 minute voor die einde Tygerpoort wat daar die kragmeting deurtrek met 'n sege van 14-12. So Tygerpoort wat dan in die eindstryd sal speel dan teen of Garsfontein of Linwood. Die bal wat die 10 tree trek. Skeieregter meen hy's binne die 10 tree raak gevat. So skrim dan aan Linwood op die middelkolletjie. Ja, daardie halfeind of eindstryd, eerder eindstryd natuurlik volgende naweek. Manne mekaar die stryd aansê vir die Laure hier in die Bloubulle se vangnet. Maar dis vir my 'n goeie aanduiding ook, Johan, van krag na krag. As ons praat hier van gelykopstryde, jy het gepraat net van die vorige wedstryd. Tygerpoort 'n naalskraap gewen het hier aan die einde van die wedstryd. Dit is 'n definisie van hoe sterk die krag teen krag werk by hierdie skole. En nou die krag van Samuel Tiart.
Baie veldwen vir sy span. Strydom, Senekal. Ja, baie beïndruk met die losskakels wat ek vandag gesien het hier op eerste span vlak. Kan ook sien dat Jet Senekal beide kante toe baie goeie en sterk aangegee het. Goed gekompeteer deur Garsfontein, maar Linwood wat die bal het steeds. Ruimte aan die agterkant, daar moet omgedraai word deur Garsfontein. En sake word beredder. Lyk my na Swarts. Maar Linwood wat die bal afgeneem het, opgetel deur Conradie. Steeds Linwood op die doellyn. Strydom, Senekal, vlak aangee, mooi ingehardloop deur Arno van der Walt. Hy's by die doellyn. Skeieregter ook op die toneel en die 3 wat gedruk word. En Linwood wat terugstaan is die buitesenter JP Bekes. Goeie werk ook deur Andrew van der Walt, wat die bal mooi gedra het. En dan kry hy sy spanmaat, sy sentermaat JP Bekes. Dit weet eenvoudig net, een te veel is, hier is die kyk weer. Het daar die extra tempo wat hy gedra het. Kyk na daardie beweging. Is eerstens aan Andrew van der Walt wat hier feitelik op die reg op bal se kussing te lande kom. Dis bal beskikbaar vir JP Bekes. Dis die tweede 3 van Linwood binne 'n kwessie van 5 minute en daardie doelskop ook tussen die pale deur. 14-7. Linwood met 2 vinnige drieë. Garsfontein se 3 was in die vorm van Logan van der Skyf, 'n onderskep 3 van diep binnekant sy halfgebied. Garsfontein wat die liga wedstryd gewen het met 29-21. Linwood goed op dreef op die stadium. Hulle wil hulle plek in die eindstryd bespreek. Enlo Heidenrich. Forsie. Geen deurkom kans vir Forsie nie. Vandag by die afbreekpunt is Linwood. Garsfontein wat op hulle pas op en sal moet wees, want Linnies is 'n blits vandag daar om die bal te gaps. Griffiths. Die jager. Hier Griffiths wat die rigting hierdie keer verander. Sien hoe vinnig Linwood daar by die bal is. Baie meer effektief skoon gemaak deur Garsfontein. Forsie, daar die aangee wat verlore gaan na Hanro Swarts. Linwood wat die bal afgeneem het. Skrimskakel op en wakker Strydom. Sien as niemand agter nie en hy plaas weer vir Garsfontein onder baie druk. Die bal wat reg wip vir Linwood, maar hy kan nie raak gevat word nie. En daar sou groot perde gewees het, sou daar die bal raak gevat word. Maar dis 'n op en wakker, koel en kalm Malan Strydom op hierdie stadium wat sake dikteer ook met daardie slim skoppies van hom vorentoe. Laat vir Garsfontein omdraai telkens. Daar is die beweging weer. Dis Garsfontein wat gekies het om die klein kantjie daar te gebruik. En dan daardie pragtige skop van Malan Strydom uit die boeke uit. Daar die tritol in die bal dood eenvoudig net nie raak gevat kan word nie. Maar goeie werk deur Linwood. Soos Johan sê, Linwood wat die druk vierkantig op Garsfontein plaas. En hou bietjie dop hoe Garsfontein wisselwerking doen tussen die klein kantjie speel en dan die tradisionele lyn agterlyn beweging, vol agterlyn beweging doen. Bres word geslaan deur die binnesenter Franco Gibert. Vandag by die bal is Linwood en ons het gepraat daarvan. Dit is Linwood, jy kan sien dat hulle baie ingestel is daar op die afbreekpunt om so vinnig as moontlik daar uit te kom. En hierdie keer JP Bekes wat op sy pos is om maar die bal te gaps en Garsfontein wat aan die bal vasklou. En derhalwe dan die strafskop. JP Bekes is ook een van die 3 drukkers, die ander een aan die kant van Linwood natuurlik Sander Boysen. So 2 agterlyn drieë. Boysen en Bekes. Aan die kant van Garsfontein was dit Logan van der Skyf. Garsfontein die bal afneem in die lyn staan. Gibert weer eens, sy korrie ondersteuning. Hy het vir Van der Skyf langs hom gehad. Rigting word verander, Garsies. Goeie verdediging, Arno van der Walt. Griffiths.
Wag so 'n bietjie voor hy na die diskant toe speel. Van der Skyf. Strafskop aan Garsies. Daar die afbreekpunt, Johan. Afbreekpunt. Skeieregter dadelik daarbey by, maar hy wys ook 'n hoog vat. Edouan Meyer, die skeieregter, meneer Nel en Singleton, die assistente. Byna is dit weer Malan Strydom wat hom in die hande kry. Maar die bal net 'n bietjie te hoog vir hom. So steeds Garsfontein wat die bal dan in die lyn staan kan gooi, byna nie vir hulle uitgewerk nie. Andrew die Jager. Skeieregter wou op die fluitjie blaas, aan die rolmal beweging, mooi aan die gang. Weggebars, Garsfontein is die 6 flank, Adam Rood, sniper wat hom gaan druk. Ja, hy is soos 'n vis in water, glibberig, en hy is ook omdat hy 'n goeie swemmer is. Adam Rood. Die kyk weer. Lyn staan. As 'n hand wat bygekom het aan die kant van Linwood, maar puur verniet van die dryfmal beweging wat opgestel is. En soos 'n slaghuister is dit Adam Rood wat elke verdediger onkant vang en hy gaan oor vir die tweede 3 van Garsies. Pierre Fouché. Tref hom mooi, tref hom goed teen die regterreg op paal vas. En die telling 14-12 in hierdie tweede halfeindstryd. Reeds Tygerpoort, sy eerste span wat deurgedring het na die eindstryd. Nadat hulle vir Vierda Park geklop het met ook 14-12. Ja, daardie was 'n klipharde wedstryd, 7 elk met rustyd. 'n Dieper afskop deur Linwood. Volspoed ingehardloop deur Garsfontein. Hierdie keer is dit die skrimskakel Griffiths wat die regtervoet inspan in die keelgat van Aiden Smith af. Smith met 'n goeie loopie. Ja, het ook nie veel ondersteuning gehad nie. 'n Dwarskop na die oorkant toe in ruimte. Weer maak hulle dit vir Garsfontein baie moeilik. Ja, die skopvoet. Nou wil ek sê die skopvoet is die skrimskakel en losskakel Strydom en Senekal wat dikteer met die skopvoet. Griffiths hierdie keer. Sander Boysen, 'n 3 gedruk. Aiden Smith oorweeg sy opsies. Ja, in die verdediging in. Steeds voorvoetbal nou vir Linwood. Strydom. Senekal. Ja, en is die flinke Van der Walt wat deurgesny het. Van der Walt wat gaan hardloop en hy gaan dwars deur hardloop. En hy gaan nou agter die pale plant. Van der Walt, jou doring. Wat 'n skitter 3 deur Van der Walt. Andrew Van der Walt. Hy is 'n man met 'n hoë werkstempo in kontak in die middelveld. Hier is daar die beweging in die hande en dan som hy sy posisie baie mooi op. Dis die derde verdediger wat hy geklop het en niemand gaan by hom bybly nie. Andrew Van der Walt. Hy plant daardie bal agter die pale. Dis die derde 3 van Linwood. En die doelskop ook daar. 21-12 Linwood wat aan voorloop in hierdie eerste halfeind. Makroskole in die Bloue Liga onder 13A. Ja, hierdie wedstryd moontlik gemaak deur Telkom Stream en dan ook SDC My School Shore. Borge van hierdie stroomuitsending. Arne van der Walt, passie 3 gedruk. Baie betrokke speler, Strydom, weer daardie skop van Strydom. Ja, dis hierdie skoppe wat vir Garsies laat omdraai telkens uit in tyd. Hy begin met sy teenaanval, baie effektief ook. Griffiths. Garsfontein wat die tempo belig. En dan op losskakel Pierre Fouché wat sy oog van die bal af lig en dan die bal aanslaan. Onnodige druk wat hy
hy nie verwerk nie. Dit is nou Pierre Fouché, daar's die kyk weer. Ek het gemeen, ons gaan die kyk weer sien, maar ons gaan nie die kyk weer sien nie. Sê Johan Beert, die man wat die gitaar slaan hier. Daai 21-12 wat nie goed lyk vir Garsies op hierdie stadium nie. Garsies wat gelaai is van die Bloubulle spelers. Ek moet jou sê, Linwood wat 'n bietjie die oorhand het tot dusver. Ja, hulle skep weer ruimte aan die diskant, daar die laaste aangee na Aiden Smith, wat nie raak gevat kan word nie. Ja, dis net op die stadium vir my, asof Linwood se struktuur op die stadium meer skerp is as die van Garsfontein. Daai doelgerigtheid waarmee hulle ook die aanval lood, Johan, en die spasies waarin hulle speel, ons weet, rugby, tot vervelend so al gesê, rugby is 'n spel van spasies, en hoe jy dit gebruik. Ja, en ongelukkig John Miles Griffiths, toe hy die bal wil optel, net vorentoe verloor. Vorentoe is vorentoe, en die skeieregter op sy plek om te sien dat Griffiths die bal vorentoe verloor het. Ja, dis jammer uit 'n Garsfontein oogpunt. Pierre Fouché wat net nou maar ook bottervingers gehad het. Hantering wat ons sal wil beter sien aan die kant van Garsfontein. Is dit die druk van Linwood wat besig is om te werk? Ja, en die telbord op die stadium wat ook baie druk toepas op Garsfontein. En na die lugskop van Jet Senekal, te vroeg gespring en die bal wat agtertoe wip, die skeieregter meen, daar is ook onwettige lak. Jy agter Identiteit. Identiteit wat so effe van 'n lammie het. Die kontak is groot. Die hardlooppogings is groot. Die skrimwerk is groot. Geen genade gevra en gegee deur hierdie seuns wat vir 'n plek in volgende naweek se eindwedstryd speel nie. Heinrich van Noordwyk en Rudy Smit ook hieronder met raad skree. Afrigters natuurlik van Garsfontein. Pierre Maree, die hoofafrigter, Ethan Gous, die assistent by Linwood. Ja, Identiteit wat nie baie gelukkig lyk nie. Lyk of hy wel die veld gaan verlaat. Soms op die skouer. Een van die mediese personeellede. En in sy plek is dit nou Reinhard Snyman wat op die veld verskyn. Ja, sien daar die knie van Tyd wat ook swaar verbind is, so mag dalk het 'n stamp gekry het op daardie selfde plek of daardie selfde knie. Ja, dinge lyk nie lekker nie, maar ons hoop en glo die mannetjie is gou weer terug. Logan van der Skyf. Baie spoed, sterk gebou, gebruik die skop vorentoe, baie slim skop. Deur van der Skyf kan hy by die bal uitkom eerste. En goeie dekwerk aan die kant. En is Garsfontein wat die bal opraap, hier kan dit 3 wees. En is Garsfontein op en wakker. En dit lyk vir my moontlik dat die nommer 22 kan dalk die binnesenter Franco Gibbard wees. Ek het 2 gesien op die rug. En is nommer 22 Dreyer Eckart. Ja, Goeie werk gedoen. Hou dop. Daar die voorvoet besit met die linkervoet. Logan van der Skyf. Dan dapper dekwerk wat gedoen word deur Linwood. Ongelukkig vir die span van Linwood is die opvolgwerk daar van Garsfontein. Dreyer Eckart gaan hoor. Pierre Fouché vanaf die kantlyn. Kan nou in krul. Ja, net regs verby. Dreyer Eckart se 3 dan nie verdoel nie. Ja, pa Dewan sal baie bly wees. Sy pa Dewan Eckart wat self hier in 1997 vir die Bloubulle Kruiwenweek gespeel het. Produk daarvan Sandrift net buite Brits. Dewan wat ook, dit is nou Dreyer se pa wat ook vir die Pikke Waarstebeker rugby gespeel het. Geldenhuys.
Griffiths. Ja, hier die hangskop van Garsfontein, van der Sky wat agterna sit. Dis gevaarlik as die bal so laat wip word. Teruggeval deur Strydom. En hy verloor die bal vorentoe en is byna van der Sky wat hom weer oppik. Skeieregter speel voordeel aan Garsfontein as hulle die 22 infiltreer van Linwood. Vinnige bal besit en hier kan moeilikheid wees. Goeie hand tot hand beweging. Garsfontein op die aanval. Sterk in die lug nou. Probeer spasie skep. Griffiths. Adam Rood verskoning. Verdediging wat hou aan die kant van Linwood. Agterspan Loan Stoffberg. Ook hier Blou Bulle onder 13 Kruiwenbeek sal bywoon. Oosthuizen. Forsie van Agande. Van der Skyf. Steeds van der Skyf hou 3-4 spelers besig. Griffiths. Kry weer vir Sniper. Opgepik deur Garsfontein. 21-17 die telling. En die doodsnikke, ja, Johan. Ja, Garsfontein sal neus wil voorkry hier met rustyd of net voor rustyd. En is Garsfontein wat gaan afrond en dit lyk vir na die agste man Loan Stoffberg. En is Garsfontein weer aan stuur van sake met 'n 1 punt voorsprong, maar die doelskop wat wag. Dit sal ook rustyd wees na Forsie se doelskoppoging. Geduldige werk gedoen deur Garsfontein. Loan Stoffberg wat oor is vir daardie 3. Hy is ook ingesluit in die Blou Bull groep. Kyk na daardie, kyk weer. Hersirkuleer van die bal. Wag vir daardie regte oomblik. En dit is Josh Oosthuizen van Linwood wat maar net kan kyk hoe Loan Stoffberg oorduik vir daardie ekstra 5 punte in die doelskop om te kom. Daardie 1 punt voorsprong. Ongelukkig nie verder voor te kan maak nie, maar is rustyd. Ja, Pierre Forsie wat geslag het met 1 doelskop, 3 gedruk deur Adam Rood, Loan Stoffberg, Logan van der Skyf, daar vroeg in die wedstryd 'n onderskep 3 en dan ook Dreyer Eckhart en aan die kant Linwood nommer 11, 12 en 13 wat gaan druk het, Zander Boysen, Arno van der Walt en JP Bekes en al 3 wat verdoel is deur Mark Wiggins. So dis Laerskool Garsfontein se eerste span wat voorloop met 22-21 opwindende wedstryd. Die tweede helfte wat voor lê, moenie te ver weg gaan nie. Ons is dan binnekort terug met die tweede helfte. Hier op Kookwater Rugby by Kloofpark in Pretoria. Waterkloof Hoërskool wat gasheer is vir die uitklop wedstryde. Uitklopwedstryde in die makrolaarskole is toernooi wat einde se kant toe staan. Is Laerskool Linwood teen Laerskool Garsfontein. Garsfontein by die wit truie. Die son nou daar agter die hoofpaviljoen weggeraak het. Kollega Johan Pretoria saam met my. Welkom as jy hier ingeskakel uit tweede helfte. Ons het Kookwater Rugby, soos wat ek net nou gesê het. Ja, Garsfontein wat net voor die draai van hierdie wedstryd van die tweede helfte, met die tweede helfte wat begin, hulle neuse voorgekry het, 22-21, en is hierdie skerp Arno van der Walt wat insny. Weer is dit van der Walt, lyk my. Geweldige tempo waarmee Linwood in die tweede helfte begin. Senekal. Kry vir Samuel Tiaart. Weer Senekal. Van der Walt. Hy en Boysen en Bekes wat gedruk het. Dis nou Van der Walt die binnesenter. Van der Walt die skitterende 3 gewees in die eerste helfte. Dadelik Garsies daar om die bal te gap, sodat hulle ook baie goed reg kry en 'n strafskop wat hulle ook wen. Linwood wat hulle aan die bal vastlou. Ook in Van der Skyf, man wat sy lyf op die spel plaas. Hy het ook gaan druk in die eerste helfte. Goeie werk gedoen
Dis garsies wat gesien het, hulle sal desperate keerwerk moet doen, effektiewe desperate keerwerk moet doen, is presies wat hulle doen. En hulle gaan die kantlyn opsoek, hulle sal 'n sug van verligting sluk, hulle is weg van die doellyn af, maar soos Johan sê, is Laerskool Linwood wat 'n pyl uit hulle koker uitgehaal het met hierdie aanval. Weggebars Samuel Tiaart. Senekal wat deur die gaping kom. Hy kry die ondersteuning. Linwood wat baie gevaarlik is nou in die tweede helfte. Nou weer van der Walt. Lang aangee na die oorkant toe, daar spasie, bal deur die hande en dit is Boysen wat sy deur gaan hardloop vir sy tweede 3. En is Linwood wat weer die voortou neem. Skitterwerk Linwood, ons het gepraat van hulle gefokuste aanval. Dis presies wat hulle doen. Hulle geduld wat hulle gebruik ook by die agterlyn. En as jy weer wil kyk saam. Hier is hoe dit gebeur het. Los spel, gebroke spel en dit is altyd waarvan jy iets kan maak en die verskil tussen 'n goeie span en 'n uitstekende span in kontak gegee vir Zander Boysen. Hy is oor vir sy tweede. Goeie werk Linwood. Hulle maak daar die wipplankryery nou nog weer een van die eienskappe van hierdie wedstryd. 21-22 was dit rustyd wat Linwood agtergeloop het. Wiggins van die kantlyn af, die vlaggies wat opskiet, indrukwekkende skop. Mark Wiggins wat voltal het, 4 uit 4. 4-3 wat gedruk is, Boysen wat 2 gedruk het, Andrew van der Walt, JP Bekes en Mark Wiggins wat dan al 4 verdoel het. Netjies in die bal ingespring, JP Bekes. Strydom, wat gereed maak om te skop. Gustav Kreer. Pierre Fouché. Sien spasie aan die oorkant, Boysen onder die bal. Netjies vat hy hom, hy is binnekant sy kwartgebied. Gevaarlik is die bal so wip. Van der Skuif, hierdie keer na die oorkant toe, maar daar is 'n speler van Linwood in posisie. Herveld af. Garsfontein wat moet omdraai. Maar daar is niemand van Linwood wat die bal agterna sit nie. Garsfontein wat kan begin met die teenaanval, maar as die skeieregter wat sê 'n hele rits Linwood spelers wat onkant is na die skop. Ongelukkig vir Linwood, bietjie ooroptimisties daar gewees. Garsfontein wat sal wil wegkom hier uit hulle 22. Skeieregter wat gaan draf en draf en draf en dan gaan hy by die merkie uitkom. Garsfontein wat die opsie het van waar die bal geskop is, kan hulle skrim vat, of daar waar die ontkant merkie was, wat hulle strafskop kan kry, maar hulle verkies die skrim. (28-22) Sterk gedra deur Garsfontein. Die binnesenter Franco Gibbard. Spelers wat omskil na die diskant toe. Garsfontein. Van der Skuy wat hom in die hande kry. Griffiths speel weer na die klein kantjie toe. Andrew Swarts. Baie naby aan die doellyn. Swarts, maar hy word oor die kantlyn geboender. Lyn staan aan Linwood op hulle doellyn. Nou sal Linwood hulle keerwerk moet ken. Spel weer begin. Riskante rugby hier op die doellyn. Linwood, maar hulle het genoeg selfvertroue. Strydom, gaan hy self skop, lyk my so. Ja, die
oordeel wat hom daar in die steek laat om die bal te vang. Dit is nou Hanro Swarts. Griffiths. Weer sniper. Dis nou Adam Rood. Franco Gibart. Garsies wat omskil na die klein kantjie toe. Gustav Kreur. Hy sal die blou onder 12 akademiespan verteenwoordig. Baie goeie lyn gehardloop deur Oosthuizen. 15 meter vanaf die doellyn. Weer Garsfontein wat na die krane wil oopdraai wat betref die tempo as hulle die bal verloor. Skeieregter gaan hulle terugroep. En daar's 'n aanslaan gewees. Ongelukkig vir Garsfontein dat hulle nie kan afrond nie, maar hulle het die voordeel. Dit sal skrum wees Linwood, ongelukkig hanteringsfout aan die kant van Garsfontein. Maar Garsfontein wat 'n goeie plek in posisionele spel het, is die 22 daar agter hulle, waar daar 'n skrum plaasvind. Weliswaar 'n verdedigende skrum. En is 'n vaskop wat gehak word deur Garsfontein. Byna onderskep deur Linwood. Skeieregter sê dit sal net 'n aanslaan wees. Ja, is gewoonlik 'n 50-50 beslissing daarin, maar die skeieregter meen hy was in 'n realistiese posisie om die bal te kan vang, so dan net die skrum wat behoort aan Garsies. Ja, min laat ons sien dat vaskop gehak word hier op laerskole vlak, omdat daar die reëls so streng is. Slegs 'n meter en 'n half vorentoe wat jy kan gaan, glad nie daardie skrum draai nie. En hierdie wat uitstekend gedoen is deur Garsfontein. Ek het gepraat van 'n verdedigende skrum en toe word dit 'n aanvallende skrum. Weer 'n goeie aanvallende skrum. Franco Gibart wat ingedraai het. Rood. Buite senter van der Skyf. Heidenrich. Die bal wat stadig uitkom vir Garsfontein. Hulle het voordeel nou. Weer is dit Rood. Speel 'n barshou. Dis nou Adam Rood. Fouché. Van der Skyf ruk homself los. Van der Skyf wat gaan druk. Logan van der Skyf deur vir sy tweede. Die volgehoue druk van Garsfontein wat gewerk het. Ons het kort gepraat van die geduld. Hier is daar die 3 wat gekom het. Logan van der Skyf se tweede. Hy diep aangee, teruggespeel na die binnekant toe. Van der Skyf wat sy linker heup in die kontak en in plaas. Lae liggaamsposisie. En hy gaan vir daardie hoekie. Dit beteken 5 punte. Fouché wat nie gaan slaag nie. Ja, as jy vir Pierre Fouché vergelyk, Johan, met Mark Wiggins, as dit kom by stelskopwerk, dan ongelukkig Pierre Fouché wat nie so akkuraat is nie. Hy het slegs 1 uit 4 op hierdie stadium. Linwood wat terugstap en spel so gou as moontlik sal wil begin. Ja, en dis die groot verskil is die doelskoppe op die stadium. En is 'n slim skop deur Garsfontein, maar goed raak gevat deur Linwood met die teenaanval en dis 'n groot gaping wat oopgaan. Mooi teruggeval deur die Jager. Dis Hanro die Jager wat sake beredder vir Garsies. Van der Skyf binnekant sy doelgebied wat in raas moet skop. Linwood wat moet omdraai, Mark Wiggins. Smith na die oorkant toe. Van der Walt. Geen deurkom kans hier, mooi agternaagse deur Van der Skyf wat die duikslag uitgevoer het na sy eie skop. Strafskop aan Garsfontein. Ongelukkig vir Brou Linwood daardie geleentheid. Maar 'n goeie dekwerk. Johan het gepraat van Hanro die Jager. Haker van Garsfontein wat teruggeval het. En amper 3 gekeer het. Linwood wat met daardie een enkele puntjie voorloop. Hulle word nou teruggejaag, gebiedsvoordeel dan betref.
Tygerpoort is die eerste span wat reeds deur is na die eindstryd. Nadat hulle vir Wierda Park geklop het in die eerste halfeind vanmiddag met 14-12. Of Garsfontein of Linwood wat dan teen Tygerpoort in die eindstryd sal speel. Garsies die basiese dinge reg doen hier by die lyn staan om die bal te vat. Forsie van der Skui wat hy kan raak vat nie, skeieregter op die toneel. Hy meen is 'n aanslaan. Ja, geleentheid hier vir Linwood om terug te kom. Dit sal hulle skram wees. Skram werk redelik gelyk op hierdie stadium. Benewens daardie vaskop wat Garsfontein net nou maar hier diep binne die 22 van Linwood gehak het. Soos wat ons sê, ons sien nie sommer vaskoppe in skrims by skolewedstryde nie. Sal weggebars word deur Linwood. Goeie keerwerk Garsfontein. Sal moet versigtig wees as Garsies nou. Linwood na die oorkant toe, dit lyk na Boysen. Reeds 2-3 gedruk. Op die kwartlyn van Garsfontein, Linwood op die aanval, deur die steekskoppie vorentoe wat gebruik word en is die bal wat laat wip word. En is die skeieregter wat ook voordeel gespeel het aan Linwood. Ja, ek dink die losskakel dalk Jet Senekal wat gehoor het dat die skeieregter voordeel speel en daarom hy die skoppie vorentoe gebruik het, byna vir hom uitgewerk. Linwood wat terug is by die 22 van Garsfontein. As die speler van Garsfontein wat daar aan die oorkant op sy sitvlak sit, gaan nou aandag kry. Nou lyk ook of hy die veld gaan verlaat buite beeld. Kan nie sien wie die speler is nie. Definitief een van die voorspelers. Linwood wat tik en speel. Gebruik die groot kragman om in te dra. Byna deurgesny, stryd om. 'n baie goeie wedstryd wat hy het. Linwood, geduld na die wagwoord hier. Weer Boysen aan die oorkant, hy soek sy 3 kuns. Nie die grootste van spelers nie, maar hy is glibberig. Hy het 'n pragtige 3 gedruk. Senekal. Nou, asof Linwood met so rapsie meer geduld speel binnekant die kwartgebied van Garsfontein teenoor Garsfontein wat speel binne die gebied van Linwood. Heel wat meer geduld Linwood. Cool en kalm Senekal wat ook die spelers mooi in spasie inkry. Kry homself ook op die voorvoet, weer Senekal, en dan gly hy, en dan gee dit geleentheid vir Garsfontein om die bal te steel. Nee ja, jy kan hom nie werklik daar kwaadlik neem nie, Simon. Ja. Hy het gegly, Ja. en hy is geïsoleer. Vinnig getik en speel deur Van der Skuyf. Hy het 'n speler aan die buitekant, is Gustav Kreur. Kan hy weer kombineer met Van der Skuyf. Vinnig gedink gewees deur Logan Van der Skuyf. En ongelukkig die ANG wat verlore gaan, geleentheid vir Linwood om te kan teenaanval, maar die skeieregter wat hulle terugroep. Garsfontein wat glad nie wegkom kans gekry het nie, die dekverdediging van Linwood wat saam met hulle oorgeskuif het, daar na die oorkant toe, so 'n oomblik of 2-3 gelede. En die twee skole wat mekaar behoorlik opmeet, krag tot krag. Ons net nou maar ook gepraat het oor die vorige wedstryd, Tygerpoort deurgedring het, nadat hulle Hilaris Park geklop het. Daardie wedstryd wat net so gelyk op was. Krag teen krag. Ja, dit is nog 'n speler wat aandag geniet, hierdie keer aan Linwood kant. Ons probeer vasstel hier by ons produksiespan wie die persoon is wat seer gekry het. Ja, hy lyk asof hy reg is. Johan Bert hier vir ons wys.
Ja, Dink kan die ook man. Zander Boysen wees, die linkervleuel. Twee mooi dreë gedruk. 1 punt die verskil dan in hierdie tweede halfeindstryd in die makroskole Bloubulle Laerskole Liga in Pretoria hier op Hoërskool Waterkloof se veld. Senekal buitesenter JP Bekes. Weer Senekal, vinnige hande, goeie hande. Adam Rood wat daar is met die bal te gaps. Ja, kan sien of die bal nou uitkom. Ja, 'n strydom wat hom kry. Skeieregter op die fluitjie. Landstrydom wat goeie werk doen die hele middag reeds. Gevaarlike aanvalle wat hy loods. Die voer in die skrums wat hy baie goed doen. En hy is kleinseun van Jacques Malan wat ook vir die Bloubulle uitgedraf het. So die bloedlyn is daar, die rugby stewig en dik in die are. 'n Skrum dan vir Linwood. Op die middellyn. 28-27. Kan Linwood die bordjies verhang. Hulle het vasgeval teen Garsfontein in die liga fase. Steeds voordeel vir Linwood. Gelykop kan jy nie, of meer as gelykop kan jy nie kry nie, 27-28. Garsfontein met daai enkele punt. Tyd wat aanstap, laaste 10 minute wat aanbreek in hierdie wedstryd. De Beer wat opgetel het. 3 spelers wat dit neem om hom grond toe te kry en hy's nog steeds nie grond toe nie. De Beer met 'n kragloopie. Lyk na 8 nommer 18, maar dit is nou nie Cyrilici wat nou op die veld is nie. Dan daardie voordeel dadelik weg van Linwood af, maar hulle het goeie werk gedoen. Ongelukkig die hanteringsfout die skeieregter raak gesien het. Edwin Meyer bygestaan deur meneer Nel en Singleton. So 'n bietjie meer as 8 minute wat oorbly. Garsfontein wat nou alles in die stryd sal werp om in die gebied te kom van Linwood. Van der Skyf met 'n goeie loopie. Hy het ondersteuning aan die buitekant, maar hy koop nog sy 'n bietjie meer speelgebied nou vir Garsfontein. Sy spelers wat voorvoet het. Dit is makliker om dan skoon te maak. Vinnige bal besit, agterse man Loan Stoffberg. Rood. Fouché. Weer van der Skyf. Kry Hoendervlerk aangee weg na die oorkant toe. Heel wat meer geduld nou aan die kant van Garsfontein waarmee hulle speel. Hulle besef die erns van die saak. Het bitter min geleenthede gehad in die tweede helfte. Weer Fouché, maar is min spelers vir Garsfontein aan die diskant. Franke Giebart wat baie goed doen om tot op die kwartlyn te vorder. Griffiths. En dwars deur gehardloop en hy kan Garsfontein moeilikheid maak. As hy die aangee kan kry na een van sy medespelers toe wat nie in die geval is nie. Skeieregter speel voordeel. Garsies wat voordeel het. Griffiths. Van der Skyf. En hy's by die doellyn wat hy gestuit word. Vlak ingedra deur Garsfontein. Hulle is oor die doellyn. Skeieregter is daar. En dis Garsfontein wat druk om weer voor te loop in hierdie tweede halfeindstryd. En die telling nou 32-28 met doelskop wat kom. Oor daardie 3 is ook die naam geskryf Loan Stoffberg. Want hy was so amperkies deur gewees. Hou dop. Maar die laaste momentum en die lakwerk wat gedoen word deur Linwood. Maar dit is Logan van der Skyf wat die rekker trek en hy gaan hoor. En dit is sy derde.
Shea. Hierdie keer lyk hy meer tevrede en hy is tevrede, die vlagmanne is tevrede. En die telling nou 34-28 met nie baie speeltyd wat oorbly nie. 6 minute, Johan. Ja, Simon, ek dink jy was reg daar met die eerste slag met Stoffberg, die agste man wat gedruk het. Logan van der Skyf wat al die skade veroorsaak het en Stoffberg oor vir sy tweede. Ja, die wisselwerking tussen daardie twee manne, baie baie dieselfde gebou, twee groot manne. Logan van der Skyf spoed en krag en neem niks dan weg van Louhin Stoffberg nie. Louhin en Logan. Ja, heel wat plaasvervangers nou op die veld vir Garsfontein en dan is daar 'n speler in 'n onkant posisie en die skuldige Joshua Potgieter. Hulle sal moet oppas. Hulle loop agter. Hulle al die speelwerk gedoen net nou maar tot voor Garsfontein gaan druk het. Dis nie dat hulle uit die wedstryd uit is hoegenaamd nie, maar hulle tyd wat uitloop en hulle sal hierdie klein jakkalsies in die hok moet hou. Vier minute wat oorbly. Kian Venter, hoofseun van Laerskool Garsfontein. Hy is in die plek van die jager. Stertkant, daar's in niemandsland, as Linwood die bal so Pasella, so Almoes. Wat hulle kry en dan sit weer die binnesenter wat baie skade gemaak het van Herwald met 'n loopie. So effens skreefte gang. Maar belangrik vir Linwood dat hulle die bal besit het hier in die doodsnikke van die wedstryd. 'n Verdoelde 3. Dan kan hulle in die eindstryd plaas. Maar Garsfontein wat nou weer die bal afgeneem het, dan weer Linwood. Voordeel aan Linwood. Stryd om Senekal. Weer Senekal wat omskil. Senekal wat sake beredder. Smith. Laaste 3 minute wat aangebreek het. Senekal. Lang sweef aangee in die hande van Boysen. Aparte duikslag daar op Boysen. Garsfontein daar om die bal te gaps. En dit is Linwood wat te lank vashou, maar is Boysen wat geïsoleer was. En Garsies wat dan hierdie welkome strafskop geniet. En hulle sal hulle tyd neem. En is die skeieregter wat sê, dis die einde van die kragmeting. Ja, ons kan ook nou nie die hele wedstryd hoor wat die skeieregter wanneer hy die tyd stop nie, maar hoe het ook al sê, dit is Garsfontein wat seëvier en hulle wen hierdie wedstryd met 34-28. Die rustydtelling, Garsfontein wat voor was met 22-21 en ek gee gehoor aan Simon Riekert vir sy laaste indrukke van hierdie tweede halfeindstryd. 'n Drieëfees nie minder nie as 10 drieë in hierdie wedstryd gedruk. 6 aan die kant van Laerskool Garsfontein. Dis hoekom hulle 34 het en 28 aan die kant van Linwood. Maar dapper poging aan die kant van Linwood. Tweede helfte wat Linwood uitgekom het en die kat aan die nek velle beet gekry het. Daar was uitblinkers gewees, veral in die agterlyn, Boysen van Herwald, Pekus en Mark Wiggins aan die kant van Linwood. Maar die hele span van Garsfontein wat as een man saamgespeel het. 2-3 vir Louhin Stoffberg, 2-3 vir Logan van der Skyf. En dit was die finale uitslag gewees. Tot op die laaste was dit Linwood wat vir Garsfontein besig gehou het, maar Garsfontein wel verdien. Dring deur na volgende naweek se eindwedstryd. Laerskool Garsfontein wen aan die tweede halfeindstryd 34-28 teen Laerskool Linwood. Geluk aan albei spanne is dan Garsfontein wat sal kragte meet teen Laerskool Tygerpoort in die eindstryd. Dis dan vir die eerste spanne makroskole Blouberliga en Garsfontein dan deur na die eindstryd en sal kragte meet met Tygerpoort. Dit en al van ons kant af. Ons hoop ons sien jou volgende week by die eindstryd.
العالم تضرب